Onthou wie jou vashou. As 'n mens 'n bergpaadjie stap of draf, moet jy so mooi kyk dat daar nie 'n klip is waar dit los is en waarop jy gly nie. En elke draai moet jy versigtig hanteer en dikwels as jy afdraai dan eintlik erger, want dan is mense momentum meer na onder en gly jy makliker. Nou in die psalms kry ons die sogenaamde pelgrimsliedere wat mense gesing het terwyl hulle op pad was na die tempel vir die groot aanbiddingsfeeste. En in een van hierdie psalms vra die digter waar sy hulp vandaan kom. Die antwoord is nie 'n lang lys strategieë nie. Hy dig in Psalm 121 vers 3. Hy sal nie toelaat, dis nou God, sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Nou sy hulp, asook almal wat hierdie psalm sing of lees se hulp, is 'n persoon. Dis God wat die hemel en aarde gemaak het. Dis God wat nie slaap nie. Dis God wat nie moeg word nie. Dis God wat nie fokus verloor nie. Kortom, God hou jou vas, selfs wanneer jy struikel. Volharding is nie van selfsprekend 'n alleen storie nie. Jy hoef jouself nie alleen te dra nie. Juis waar jou moed gesteel word, kan jy hierdie radikale waarheid vashou. God hou jou vas. Navorsing bevestig dat mense wat glo hulle word ondersteun, het sy deur God, familie, vriende of gemeenskap, volhard baie langer as diegene wat voel hulle is alleen. Die sielkundige Angela Duckworth wys dat hierdie verbondenheid nie 'n luukse is nie. Dis juis die kernkomponent van volharding self. Onthou dat jou verhouding en verbondenheid met God is nie net 'n emotiewe gevoel nie. Dis jou stabiliteit. Dis God wat jou vashou. Dis 'n persoon. Dis 'n persoonlike verhouding. En wanneer jy voel jou doelwitte lyk nou eintlik onbereikbaar, die pad is te lank, die bult is te steil, jou moed syfer weg, dis juist dan wat jy moet onthou. God slaap nie. God vergeet jou nie. So sê net hardop so jy self kan hoor, Here, U hou my vas. Baie dankie. Leef geïnspireerd.